Elara het gevoel asof haar brein in 'n dik misgehul was. Elke taak by die werk het moeiliker gelyk, en om dinge te onthou was 'n stryd. Sy het soet drankies en laat aande probeer, in die hoop op 'n vinnige oplossing, maar haar gedagtes het steeds stadig en moeg gevoel, selfs na baie inspanning. Ek wens daar was 'n natuurlike manier om duideliker te dink, sug sy vir haar vriend, Leo. Sy het werklik verlang na geestelike skerpte en vrede. Leo, altyd gretig om te help, het voorgestel, by ouma Anna weet alles van natuurlike lewe. Miskien kan sy jou help om breinfunksie natuurlik te verbeter. Hulle het ouma Anna aan haar pragtige gemeenskapstuin besoek. Dit was 'n plek vol kleure en vars geure, 'n ware oase. Sonlig het deur die blare geskyn, wat 'n rustige en uitnodigende atmosfeer geskep het. Ouma Anna het warm geglimlag, haar oë vol wysheid. "Die brein is soos 'n delikate tuin, liefie," het sy saggies gesê. "Dit het die regte sorg en aandag nodig om werklik te blom. Ek wil net beter dink, minder gestres voel," het Elara aan die wyse ouer vrou erken. Haar stem het 'n sweempie van wanhoop gehad. Anna het vriendelik geknik en Elara se penarie verstaan. Baie eenvoudige gewoontes kan jou help om daardie innerlike helderheid en fokus te bereik. Eerstens is sagte beweging noodsaaklik, het Anna verduidelik. 'n Stap in die natuur, diep asemhaling, kalmeer jou gemoed. Dit is soos om jou brein vars lug te gee om asem te haal. Dan, kos, nie sommer enige kos nie, maar breinversterkende kos, het sy met entoesiasme uitgeroep. Dink aan kleurvolle bessies, laargroen groente en krakerige neute vir daaglikse energie. Dit is soos klein superhelde vir jou breinselle, wat hulle beskerm en sterk hou. Sy het die krag van plantgebaseerde voeding beklemtoon. Sy het verduidelik dat bessies byvoorbeeld spesiale kragte het om breinselle teen skade te beskerm. Groen groente help om gees skerp en gedagtes helder te hou. En moenie water vergeet nie, het Anna met 'n glinstering in haar oog bygevoeg. Gehydreer is absoluut die sleutel vir jou brein om goed en doeltreffend te funksioneer. Elara het aandagtig geluister en 'n flikkering van hoop gevoel wat sy in weke nie gevoel het nie. Anna het ook gepraat oor rus, 'n deurslaggewende bestanddeel vir 'n skerp verstand. Jou brein werk hard die hele dag, het Anna geduldig verduidelik. Dit het goeie, herstellende slaap nodig om homself skoon te maak en vir môre gereed te maak, soos om 'n battery te herlaai. Sy het ook mindfulness as 'n kragtige instrument genoem. 'n Paar stil oomblikke elke dag, net om op jou asem te konsentreer, kan jou brein sterker en rustiger maak. Dit is soos 'n klein, verfrissende vakansie vir jou verstand, wat dit in staat stel om te herstel en te herfokus, het Anna afgesluit. Elara het werklik geïnspireerd gevoel. Oor die volgende paar weke het Elara haar routine met nuut gevonde vasberadenheid begin verander. Sy het tydens haar middagete in die park gestap en die vars lug geniet. Sy het slaaië met spinasie en okkerneute vir werk gepak, waar sy kragtige versnaperinge vervang met 'n handvol bloubessies en ander vrugte. Sy het selfs eenvoudige asemhalingsoefeninge voor slaaptyd probeer. Om genoeg slaap te verseker, het 'n prioriteit geword, en sy het die positiewe effekte amper onmiddellik gevoel. Leo het haar dikwels vir staptogte vergesel en Elara se transformasie met 'n glimlag waargeneem. Jy het gesien hoe sy meer gefokus, minder gestres en oor die algemeen gelukkiger word, 'n skerp kontras met haar vorige oorweldigde toestand. Stadig het Elara 'n groot verskil in haar daaglikse lewe opgemerk. Die aanhoudende mis in haar brein het begin lig, vervang deur merkwaardige helderheid en skerpte. Sy kon beter by die werk fokus, besonderhede met gemak onthou en take doeltreffend voltooi. Jy het minder gestres geraak, en sy het gelukkiger en meer energiek gevoel as ooit tevore. Haar stralende energie was werklik aansteeklik, en het ander om haar geïnspireer. Elara het haar nuwe gewoontes met vriende en familie gedeel, en sodoende 'n voorbeeld geword van hoe die natuurlike verbetering van breinfunksie 'n mens se hele lewe kan transformeer. Sy was 'n bewys van natuurlike wysheid. Hierdie verhaal wys ons dat ware breinkrag kom van eenvoudige, natuurlike keuses wat ons elke dag maak. Deur ons gedagtes te voed met gesonde kos, sagte beweging en oomblikke van vrede, ontsluit ons volle potensiaal en lei ons 'n meer lewendige lewe. Teken in op Afrikaans Repo vir meer inspirerende stories en wenke om jou beste lewe te lei. Hou van hierdie video as dit jou gehelp het, en lewer kommentaar hieronder met jou gunsteling breinversterkende wenk.